Dis beslis goed om weer terug te wees vanaand hier buite by hierdie Chautauqua. En om terug te wees met die oorwinning in my hart van die Here Jesus. Net 'n bietjie moeg, ek het nie geslaap van eergisteraand af nie, ek het huis toe gegaan, my familie opgelaai. My Ford het afvallig geraak, of dit het nooit afvallig geraak nie, dis net uitgewerk. Ek moes dit na die motorhawe toe neem daaronder, en toe hierna toe kom, en dis nou in die motorhawe. So dis net omtrent gedaan, so ons is baie bly om hier te wees. En nou ons het nog 2 groot aande, Vrydag en Saterdag, en ons verwag van ons Here om groot dinge te doen in hierdie aande. En ons weet net nie wat nog voor lê vanaand nie. Ek hou daarvan, want jy kan net verwag enigiets kan gebeur. Ons weet nie presies watter tyd dat God net hier onder ons mag inkom en ons net nog 'n Pinkster sal gee nie. Dis wat ons nodig het. En ek sou so bly wees om reg daar in te wees saam met julle. Om die gemeenskap varsheid van die Heilige Gees te geniet. En ek sê julle, ons lande het dit regtig nodig. Ons het pas 'n geval onder by die huis gehad hierdie, ek het in die koerant gekyk vanmôre, van 'n vrou wat 'n man doodgeskiet het reg in die rug en in die howe vrygelaat is. Sy het blind geword toe sy geskiet het. Die opponerende prokureur het gesê hy is beslis 'n goeie skut wanneer hy blind is. Maar dit wys net wat geld kan doen om 'n saak te beïnvloed. Moord is blykbaar 'n baie ligtelike ding en misdaad neem toe. Natuurlik sien julle almal in die koerante van hierdie rock en rollers en wat gebeur het, en hieronder in hierdie park en wat gebeur het, en was nie genoeg bewys daar nie, want sommige regters en burgemeesters se dogters was daarin. Toe hulle het nie genoeg bewyse gehad van 100 mense om klagtes in te dien. Broer, alles is verkeerd behalwe God. Daar's net een ding wat oor is, wat reg is, en dis God. Net een geregtigheid, en dis God. Maar daar kom 'n dag dat wanneer die regverdige regter regverdige oordeel sal gee, en die wêreld geoordeel sal word deur hom, Jesus Christus. Ons is so bly om dit te weet, dat maak nie saak wat hier gebeur nie, daar kom 'n dag. So ons sien uit na daardie dag en streef na die prys van die hoë roeping in Christus, in die verwagting dat hy enige tyd sal kom. Julle weet, ek sien nie baie dinge wat oor is, maar wat sal, om sou verhinder om te kom om al die profesieë aangaande sy wederkoms te vervul nie. Broer Sullivan kan nie amen sê daarop. Ek glo dit. Ek is ook broer, dat hy net enige tyd kon terugkeer. Julle weet, ek dink dat ons dienste beslis te kort is. Wanneer die mense vergader is, sou dit nie lekker wees as ons omtrent 3 of 4 weke hiervan gehad het, waar ons middagonderrigting dienste kon hê en preek oor die tweede koms. En die skrifte uitlê en oor hulle praat en 'n predikersdiens elke oggend om 10:00 hou waar predikers bymekaar sou kom en gemeenskap hou nie. O, as God wil, kan ek dit net in die wind voel. Ek gaan vir my 'n groot tent kry een van hierdie dae sodat ons dit iewers kan opslaan en vir 4 tot 6 weke op 'n slag kan bly. En dan glo ons dan as iets nadat die mense voor gebid is. Baie keer verstaan mense nie hoe om genesing aan te gryp nie. In klein kort byeenkomsies soos hierdie kan jy hulle nie leer nie. Jy het sondaars daar, so jy moet die woord preek, moet altaar oproepe maak. Jy moet dink aan die salwing van die Heilige Gees onder onderskeiding en al hierdie dinge en net 'n aand of 2 om dit in te doen.
En dan soos 'n persoon wat genees word, as hulle nie sien, geloof kan nie verslaan word nie. 'n Jong vrou het na my toe gekom 'n paar jaar gelede, dis toe dames daardie begin dra het wat hulle skandaal rompe noem in ons land, 'n soort van oop aan die kant, en sy was 'n Christen meisie van 'n sekere denominasionele kerk. En sy het gesê, Broer Branham gesê, dink jy dis verkeerd vir ons Christene om hierdie soort rompe te dra? En ek het gesê, watter soort is dit? En sy het gesê, dis 'n skandaalromp. Ek het gesê, die eerste plek, ek sien nie wat 'n Christen enigiets wil dra wat skandaal is nie, maar ek het gesê, as dit, waarom vra jy my? Daar's 'n vraag in jou gedagte. Solank daar 'n vraag in jou gemoed is, moet dit nie doen nie. Dis die beste manier om weg te bly van die verkeerde. As daar een vraag in jou gemoed is, bly weg daarvan. Maar dan, wanneer dit heeltemal bo verdenking is vir jou, gaan dan voort. Dan kan jy dit doen met geloof. Dis hoe ek my dienste probeer hou, met iets oor die 400 groot stede hier in die Amerika wat roep, behalwe die wêreld. Sit ek hulle voor my en bid totdat ek seker is in my hart dat God my roep na 'n sekere plek toe, dan gaan ek. Maak nie saak hoe sleg dit uitdraai nie, wat dit ook al is, ek vind altyd uit, dis God wat werk, miskien met een persoon. Dis die beste om God altyd te gehoorsaam en geen vrae te hê nie. Nou as daar 'n vraag in jou gemoed is oor die ontvang van die Heilige Gees, of dit vir vandag is of nie, jy sal dit nooit so ontvang nie. Jy kan dit nie doen nie. Jy moet weet dat die belofte vir jou is. En jy is. Dan as daar enigiets in jou lewe is wat jou veroordeel, kan jy dit net so wel eers regmaak, want hy sal nie daarbo oor inkom nie, sien? Jy moet dit regmaak, dan wanneer ons alles duidelik het en perfek verstaan, dan kan ons begin loop. Jesus said in St. Mark 11:24, if you say to this mountain, be moved, and Jesus het gesê in Markus 11:24, as jy vir hierdie berg sê, hef jou op, en nie in jou hart twyfel nie, maar glo dat wat jy gesê het sal gebeur, kan jy kry wat jy gesê het. Nie wat ek gesê het nie, wat jy gesê het. Sien, as jy nie in jou hart twyfel nie, maar glo dat wat jy gesê het sal gebeur, kan jy kry wat jy gesê het. Maar nou voor jy dit kan kry, en die manier wat ek altyd daarin probeer dink, moet daar die regte soort motief en die regte doel wees. As jou motief reg is, jou doel reg is, en jou geloof reg is, omdat jy voel dat dit die wil van God is, kan niks dit dan keer om te gebeur nie. Dink net daaraan, ek gee nie om wat dit is nie. As jy vir die berg sê, word opgehef, en miskien as jy oor die berg moet gaan vir 'n doel, nie om te sê nie, iemand sou sê, o, ek is 'n groot man van geloof, ek beweeg daardie berg. Dit sal nooit beweeg nie. Maar as daar iets ander kan die berg is waarvoor jy daar moet oorkom om die wil van God te doen, en jy kan nie daar oorkom onderdeur dit of rondom dit nie, en tog sê iets in jou hart vir jou om te gaan, spreek jy die woord, moet jy nie twyfel nie. En miskien wanneer jy die woord spreek, sal net een klein korreltjie sand val, maar dis op sy pad. Die volgende dag 'n lepel vol, en die volgende dag 'n teekoppie vol. Jy sal dit nooit oplet nie. Maar as jy net sal vasstaan in die wete dat dit gedoen word, naderhand sal die hele ding inval. Dis hoe dit is met goddelike genesing. Wanneer jy die werking van die Heilige Gees sien, die woord wat opgelê word en die Heilige Gees wat daardie woord sal, en dit bewys dat hy hier in ons midde is om homself te bevestig en aan jou die belofte te gee, dan aanvaar jy jou genesing. As daar sonde in jou lewe is, kry dit uit. As daar veroordeling is, kry dit uit. As daar twyfel is, kry dit uit totdat jy volmaak kan sien dat dit God se wil is. Dis God se plan en jy is daarby ingesluit. Sê dan siekte in die naam van Jesus Christus, gaan weg van my af.
You might not feel any better. En nou, jy mag dalk nie beter voel vir 'n week nie. Maar sodra jy daardie woord gesê het, het iets gebeur. God has to keep His word. That sickness shakes. God moet sy woord hou, daardie siekte skud. En hy begin loskom. Hy sal gaan as jy dit net sal glo, nie twyfel nie. Soos Petrus wat op die water geloop het, hy het gesê, waarom het jy getwyfel, o jou klein gelowige? Net omdat hy gesink het, dat het niks daarmee te doen gehad nie. Christus het hom beveel en sy woord was genoeg. Dis hoe ons ook daaraan moet dink. Wel, dis van my teks af vir vanaand, maar dit is waar. Nou, ons gaan probeer om in die gebedskaartjies in te kom as daar enige van hulle oor is vanaand, net wat die Heilige Gees ook al wil. En dan môre aand sal ons probeer om nog 'n paar gebedskaartjies uit te gee. Ek dink ons het 'n klomp oor van die eerste of tweede aand, omdat die Heilige Gees so 'n wonderlike ding onder ons gedoen het. O, hoe ons dit behoort te waardeer. Ek is seker dat julle dit wel doen. Daar sou nie een plek vir enige twyfel wees nie. Just in a way of testimony, there's so many things that I could say. Ek wil dit sê vir 'n getuienis. Daar's soveel dinge wat ek kan sê. Soos ek nader gery het, net 'n paar minute gelede, was daar 'n jong vrou wat my kom ontmoet het. En sy het gesê, Brother Branham, ek wil jou nie onderbreek nie, maar het sy gesê, ek kon net nie keer om jou dit te vertel nie. Ek het gesê, goed suster. En sy het die mooiste klein mollige babatjie in haar arms gehou. En sy het gesê, toe jy die laaste keer hier was ek in die gebedsring. En toe ek naby aan jou gekom het, het jy gesê, waarvoor jy hier is, suster, is nie vir enige slegte ding nie. Maar jy verloor jou kinders met miskrame. En jy wil hê ek moet God vra om jou 'n baba te laat kry. En ek het gesê, dis 'n eerbare ding. En sy het gesê, dit is reg, meneer. En gesê, dan iets soos dit altyd doen. So spreek die Here, gaan huis toe, want jy sal jou baba kry. En vanaand het sy my 'n klein mollige liewe babatjie gewys wat God vir haar gegee het deur sy wonderlike genade. Die dame is hier iewers, ek dink haar naam is Mevrou York, wat sy vir my gesê het, is jy hier naby Mevrou York? Hier staan sy, net hier nou met die baba in haar arms. The same God of the Old Testament O, dieselfde God van die Ou Testament is dieselfde God vandag. He never fails. So hy val nooit nie. So ek sal 'n vrou hê waarvan ek nou weet wat. Seeing some of my Canadian friends sitting here from Canada. Sommige van my Kanadese vriende sien sit hier van Kanada. Omtrent 14 jaar gelede het hierdie vrou wat omtrent 48 jaar oud was, in die diens ingekom, 'n Duits-Kanadees. En sy het gesê, die Here het vir haar gesê in die gebedsry, deur die onderskeiding, dat sy onvrugbaar was. En die dokters het gesê dat sy nooit 'n kind sou kon hê nie. En gesê, hy ly ook aan die verskriklike siekte van tuberkulose. En sy het gesê, dit is waar, meneer. Ek het gesê, ga na jou huis toe, want jy is genees van jou TB. En jy gaan 'n pragtige klein 8 pond seentjie baba omhels, so spreek die Here. Sy het huis toe gegaan en was reg en gesond. Die dokters het gesê haar geval was betraag, so dit het nie meer gehelp om daarmee te lol nie. Omtrent 8 jaar verby is, kan julle nou die vrou se ouderdom sien. She got into a church that told her
said, Sister, Sy het gesê, sy het in 'n kerk ingekom wat vir haar gesê, Suster, as dit van God sou wees, sou dit gebeur het. she believed. En sy het dit geglo. And as soon as she made En her sodra stand sy haar against it, standpunt she daarteen broke again ingeneem with het, TB. het sy weer TB gekry. And then En toe, the preacher, not aiming to, I don't believe, he said, die I prediker, wat nie wou ek glo nie, hy psychiatrist. het gesê ek was 'n sielkundige, dat ek 'n gedagteleser was. En ek het net gelees wat in haar gedagte was. And her loyal husband stood up and said, but En haar getroue man het opgestaan en gesê, maar hy het vir haar gesê, so spreek die Here. and the preacher En laughed die at him. prediker het vir hom gelag en sy vrou het bedlêend geword met TB. I was in the Ek was in die noorde van Brits Columbia op 'n jagtog, afgekom na Edmonton. Ek het gestop en vir omtrent 2 ure, en daar was omtrent 7 of 8,000 mense wat vergader het. En na die diens, ek het nie my niks gehad behalwe 'n klein oorbaadjie nie. En 'n man het gekom en hy het gesê, "Broer Branham, ek sal vir jou my oorjas gee." Ek was warm en gesweet. Ek het gesê, "Nee." Ek het gesê, "Is jy nie broer Dobel nie?" Hy het gesê, "Ek is." Hoe het ek gesê, "Die gesondheid van jou vrou." En hy het gesê, "Broer Branham," hy het vir my die storie vertel, gesê, "Sy is baie sleg met TB." Ek het gesê, "Waarom het sy dit betwyfel?" Hy het gesê, "Wel, broer Branham, dit het so lank geneem." Sy het begin twyfel. Ek het gesê, "Ek gee nie om hoeveel sy twyfel nie. Ek het daardie visioen gesien. Sy het 'n eislike, groot, mollige babeseentjie vashou. En dit sal gebeur ongeag van wat sy sê of wat sy dink, want God het al reeds so gesê, 'n visioen kan nie gekeer word nie." Fred Sothman, a good friend of mine, is sitting present now. Fred Sothman, 'n goeie vriend van my, sit nou hier. Omtrent 2 jaar gelede, reken ek, was dit. Broer Fred of 3 was ons bo in Saskatchewan. Prince Albert, I believe. Prins Albert, ek dink was dit Prins Albert, Saskatchewan, en in die arena, en daar het 'n telegram ingekom. Mrs. Doble was on her road up there within the Mevrou space Dobel of- was op haar pad soontoe binne die bestek van 3 dae nadat sy haar baba gehad het. and they En brought hulle het in haar in 'n special spesiale car. motor ingebring, want sy, wat daardie ouderdom was, hulle was bang sy kon dit nie verduur nie. Ek het vir haar gebid. And she said one thing, Brother Branham, I confess my Sy het gesê, "Een ding, broer Branham, unbelief." ek bely my sonde van ongeloof, maar gesê, een ding wil ek jou vra as 'n bevestiging. Jy het gesê dit sou 'n seën wees. I said it will be a Ek het gesê boy. dit sal 'n seën wees. And En net sodra hulle haar kon terugneem na die huis toe, het sy 'n 8 pond baba seentjie gehad wat rondhardloop in Kanada vandaan. Of a mother over 50 years old, because God keeps his Van 'n moeder word. oor die 50 jaar oud, omdat God sy woord hou, hy faal nooit. Let us pray. Kom ons bid. Lord, while we're in this Here, terwyl ons in hierdie wat ons tyd noem, dit so vinnig uitloop. but one day we'll step out of Maar the time eendag sal ons into uit die eternity, tyd in die ewigheid instap, en ons sal gaan sit langs die rivier beneath onder the die immergroen evergreen boom. tree, and there we'll meet our friends and testify En daar sal ons praise ons his vriende name ontmoet en forever. getuig in sy naam vir altyd prys. I'm expecting to see millions of them there. Ek verwag om miljoene van hulle daar te sien vir wie ons gepreek en bedien het. But while we're here, Lord, in the heat of the day, Maar terwyl ons hier is, Here, in die hitte van die dag, bid ons vanaand dat U ons U genade en U barmhartigheid sal gee. and may every sick person that's here, sick of sin, En mag elke siek persoon wat hier is, siek van die sonde of siek in hulle liggaam, mag dit is so spreek die Here wees vir hulle vanaand. may we meet them later as we did this. Mag lovely ons hulle later woman ontmoet, tonight, soos Mrs. ons York. hierdie lieflike vrou het vanaand, Another mevrou York, time, maybe in a op 'n ander great tent tyd miskien somewhere, in 'n groot tent iewers. and hear them testify that it was at the Chautauqua
En hulle hoor getuig dat dit by die Chautauqua was, dat u genade afgekom en hulle genees het, hulle gered en hulle gevul het met die Heilige Gees. Grant it, Lord. Skenk dit, Here. Bless the few words that shall be read from your word. Seën die paar woorde wat gelees sal word uit die woord. Ons wil hulle lees, want ons woorde sal val. Maar u woord is ewig en dit kan nie val nie. Seën die pogings wat ons aangewend het om die siekes te genees en die verlorenes te red, die afvalliges terug te bring huis toe. For we asked it in Jesus' name. Amen. Want ons vra dit in Jesus naam. Amen. This faithful pastor, Die getroue pastoor, hy het 'n notaatjie hier geskryf. Die altaar is aan jou regterkant. that shows a Dit wys 'n ware getroue faithful pastoor pastor wat wil sien wants to dat see die the lost saved. verlorenes gered word. That's what we're here for. Dis waarvoor ons hier is, om te sien dat die verlorenes gered word en om die mense te seën. En julle is altyd 'n seën vir my. In the book of Jeremiah, the 8th chapter, In die boek van Jeremia, die 8ste hoofstuk, die 22ste vers, lees ek: Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Is daar geen balsem in Gilead nie? Of is daar geen geneesheer nie? Want waarom het die krankheid van die dogter van my volk nie gesond geword nie? Ek wil 'n teks neem, as ons dit sou noem, oor hierdie onderwerp. Waarom? God, when He makes a way of escape, God, our sins wanneer hy ontsnappingsweg maak, of 'n genade bystuur, en die mense dit ignoreer, vra God, waarom? He's got a right to ask why. Hy het 'n reg om te vra waarom. Wanneer hy alles gereed maak en dit aanbied, en dan weier die mense dit. God wants to know why did they do it. Wil God weet waarom het hulle dit gedoen? En hy het 'n reg om te vra waarom, want hy het dit vir ons beswil gedoen. Like in the first chapter of 2 Kings, Is in die eerste hoofstuk van 2 Konings, na die dood van Agab, het daar die bose koning van Israel, Ahaz reigned in his stead, which was his son. Ahasia, in sy plek regeer, wat sy seun was. En hy was net so boos soos sy vader en moeder Agab en Isabel. And while he was walking up in the top of his palace in Israel, En terwyl hy bo op sy paleis in Israel geloop het, terwyl hy koning was oor hulle, het hy deurgeval. and when he did, a great sickness set in upon him. En toe hy het 'n groot siekte op hom gekom en hy was amper dood. And he called two of his soldiers and En hy het 2 van sy soldate geroep en hulle na Ekron toe gestuur om die god Baal-Zebub te raadpleeg, if he was going to get over that sickness or not. of hy oor daardie siekte sou kom of nie. Hy het dit in die geheim gedoen. And when they were on their road going, doing this wicked En toe thing, hulle op hulle pad gegaan het, there is no hierdie bose ding wickedness of gedoen what het, God knows daar is about geen it. boosheid waarvan God nie weet nie. There was a little old bald-headed prophet sitting down in a little mud hut somewhere in the desert. Daar was 'n And klein the ou angel kaalkop of the profeetjie Lord wat onder in come 'n to modderuitjie him and iewers in told die him woestyn what was gesit going het. on. En die engel van die Here het na hom toe gekom en vir hom gesê wat aangaan. And he said, go up there and stand in the En hy het road. gesê, gaan soontoe en staan in die pad. And he cut across the desert and up over the hill. And he En hy stopped het the two oor die soldiers. woestyn gehardloop en bo oor die heuwel en hy het die 2 soldate gestop en hy het gesê, gaan terug en sê vir daardie koning, is daar geen God in Israel nie? Is there no prophet in Israel that you might consult Is daar these geen things profeet that in you have Israel to wat send jy up hierdie that dinge Ekron kan vra nie, to dat this jy na God Ekron, na die Beelzebub? god Baal-Zebub toe moet gaan om te Is vra? that
Is dit die rede? reason there's no prophet here or no Daar's God geen to profeet consult. hier of You geen have to God go om to te such raadpleeg nie. resources as that. Jy na sulke bronne soos But daardie toe don't moet tell gaan. him, "Thus Gesê, saith gaan the sê Lord." vir hom, so spreek die Here, dat hy And nie he'll van not daardie come bed off sal of that afkom nie. bed, but he's going to die. Maar hy gaan sterf oor sy boosheid. The soldiers turned Die and soldaat went het back. omgedraai en teruggegaan. And En toe hulle when they teruggekom got het by back hierdie to the koning, het hy king, gesê, he waarom said, het julle "Why did you teruggekeer? return?" Said, "We met a man." Gesê, ons het 'n man And he ontmoet told en hy het vir us, ons so gesê. The king said, "What kind of a looking En die koning het dog gesê, was he?" watter soort kerel was hy? Said he was hairy all Gesê, hy was over, baie and he harig wore en hy het leer om leather sy on lendene his gedra. loins. And the king said, "That's Elijah the Tishbite." Koning het gesê, dis He Elia die knew Tisbiet. he had done Hy het wrong. geweet, hy het verkeerd gedoen. There was a God in Israel. There was a prophet Daar was 'n in God in Israel, But daar it was 'n because profeet in of the Israel. king's Maar dit stubbornness. was as gevolg van die koning se hardkoppigheid. Dit was as gevolg van sy boosheid en sy opsetlike sonde. That he didn't come and consult God about Dat hy it. nie gekom en God daaroor geraadpleeg het nie. En hy het sy lewe verloor. So is it today. We don't need so many UNs. Is dit vandag? Ons het nie soveel If we are a VN's Christian nodig nie. nation, let's As call ons 'n Christen God volk on the is, scene. laat ons God op die toneel roep. The reason there is no Die rede waarom daar geen balsam in Gilead is nie, daar is beslis balsam. Daar is 'n God in Amerika, daar is 'n God hier. It's because of the stubbornness of the people that they don't want Dis to as gevolg van die hardkoppigheid van die mense dat hulle hom nie wil raadpleeg nie. Hulle sal liewer die raad van een of ander intellektuele student neem than to come to the blessed Holy Spirit that God sent to the earth. as om na die salige Heilige Gees te kom wat God na die aarde toe gestuur het. It's Dis die the rede reason waarom that we are in ons such in a so 'n condition toestand today. is vandag. It's not because there isn't a God. Dis nie It's not omdat daar because nie 'n the Holy God is Spirit nie. isn't Dis nie still omdat die real. Heilige Gees nie It's steeds because of the werklik is stubbornness nie. of the people. Dis oor die hardkoppigheid van die It's mense. because Dis they want omdat to hulle sin. wil sondig. It's because they desire to do those things. That's Dis what's omdat in hulle their begeer om heart. daardie dinge te doen. Dis wat in hulle hart is. It's like a man dying on a doctor's steps. If a doctor Dis soos 'n man wat sterf op 'n dokter se trappe as 'n dokter 'n geneesmiddel het vir die siekte wat die man het. and the man sits on his steps, but refuses to take the remedy. En die man op sy trappe gaan sit, maar weier om die geneesmiddel te neem, sal hy daar And sterf. it isn't the doctor's En dit fault. is nie die dokter se skuld nie. He's got the remedy, and he's willing to give it. Hy het die geneesmiddel en is gewillig om dit te gee, maar die man is te hardkoppig om dit te neem. And so is it today. There's no need of any man dying in sin. There's no need En so is dit of all vandag. this Dit stuff is nie that's nodig going dat on. enige mens in sonde sterf nie. Dis nie nodig dat al hierdie goed aangaan nie. God's got the remedy. God het die geneesmiddel en die mense sit op die kerktrappe en sterf omdat hulle dit nie wil ontvang nie. Hulle sterf in sonde terwyl hulle in die kerk sit in die kerkbank want hulle wil dit nie ontvang nie. There's a balm in Gilead, Daar's 'n balsam in Gilead, daar's 'n geneesheer daar, but the people maar won't die take his mense medicine. wil nie sy medisyne neem nie. The local church member, lukewarm. Die plaaslike kerklidmaat, louwarm, dink hy's te goed om die medisyne van die Heilige Gees te neem. The Holy Ghost is God's medicine. Die Heilige Gees is God se medisyne. Dis die genesing. But the Maar die local plaaslike church member won't do it. kerklidmaat wil dit nie doen nie. They'll go to church. They'll put their name on books. Hulle sal kerk toe gaan. Hulle sal hulle naam op boeke sit. Hulle is gewillig om hulle tiendes te betaal. Hulle is gewillig om enigiets so daardie te doen. Maar wanneer dit kom by die neem van die medisyne, sal hulle dit nie doen nie. Now, how do we get medicine? The first thing, science. Nou hoe kry ons medisyne? Die eerste ding, wetenskap begin soek totdat hulle 'n sekere toksine vind. And then they inject that into a guinea pig. En dan spuit hulle dit in 'n proefkonyn in. En hulle kyk hoe die proefkonyn daarop reageer en as die proefkonyn herstel en dit werk perfek uit,
dan sal hulle dit vir die menslike wese gee. Nou, nie alle menslike wesens is gemaak soos proefkonyne nie. Jy kan 'n sekere medisyne vir 'n man gee en dit sal een help en die ander doodmaak. So jy mag 'n verskoning daarvoor hê, want medisyne sal een help en die ander doodmaak. So jy mag dalk daaroor moet wonder, maar jy hoef nie te wonder oor God se balsem nie. God se toksine, die Heilige Gees, dit sal genees elke keer wat dit aangewend word. Dit is getoets en beproef en dis volmaak. Die proefkonyn geneesmiddel is goed. Die sonde van die wêreld vandag, die grootste siekte is nie die hartsiekte nie. Dis die sonde siekte wat die wêreld doodmaak. Dis wat die volk vandag breek. Die hele wêreld breek, is sonde. En daar's baie geneesmiddel daarvoor. Maar die mense wil dit nie neem nie. Hulle wil niks daarmee te doen hê nie. Net soos die man wat op die dokter se trappe sit, hier kom 'n man uit wat dieselfde siekte gehad het en hy's gesond, kom 'n ander een uit en sê, dis fanatisme, ek gaan nie daarin nie. Hy sal daar sterf want hy weier om die medisyne te neem. And so is it. A man will die and sink into dark eternity without knowing God if he refuses the baptism of the Holy En so is dit, 'n mens sal sterf en sink in die donker ewigheid sonder om God te ken, as hy die doop van die Heilige Gees weier. God se toksine, dis vir hom. Party mense sê, ek kan net keer om te sondig nie. Broer Branham, ek het 'n sigaretgewoonte, ek kan net nie daarmee ophou nie. Ek het 'n drinkgewoonte, ek kan nie daarmee ophou nie. Ek het 'n meer, ek kan net nie ontslaa raak daarvan nie. You're only stalling, you're just refusing to use God's toxin. Jy stel net uit, jy weier net om God se toksine te gebruik. Dit sal dit genees as jy dit net sal neem. En partymal is dit moeilik, maar dit help jou altyd. Dit kos slegs smaak medisyne partymal om jou enigsins te help. My ou moeder, 'n ou Kentucky mamma, ons het daar onder in die heuwels gewoon waar ons swart oogertjies en mieliebrood geëet het. Vleisvel uitgebraai om die vet te kry om in die mieliebrood te sit en elke Saterdag aand so ma ons 'n bad gee in 'n groot ou sederbad. Hoeveel van julle Kentuckiërs het al ooit 'n ou sederbad gesien? Sekerlik. En ek wil vir hulle sê, daar was geen omruil van die water nie. Net nog 'n bietjie warmer water daarby voeg van die eerste tot die laaste van 9 seuns. En dan die volgende ding wat moes gebeur op Saterdag aand om nie pellagra te kry nie. Die kos wat ons moes eet, sou sy ons kasterolie laat drink. Ek kan nog steeds nie die reuk van die goed verdra nie. En ek het gekom in my neus toegedruk en ek sou sê, o mamma, dit maak my so siek. Sy het gesê, as dit jou nie siek maak nie, help dit jou glad nie. So dis hoe dit is met die evangelie, dit moet jou eers siek maak van jou sondes, sodat dit jou 'n bietjie kan help. Druk jou neus toe en drink dit. Jy mag moet optree soos ek weet nie wat nie, maar dis goed in elk geval. Dit sal elke keer sonde genees. Ja, die rede waarom ons mense dit nie wil neem nie, is as gevolg van hulle styl en hulle trots. En ek sien dit begin insluip in ons Pinkstermense, 'n bietjie trots. Ons wil dit nie doen nie. Ek wil nie kniel by daardie altaar en boe nie. Nou laat ek julle iets vertel. Ek het 'n gemengde gehoor hier. Maar ek wil hê julle moet dit verstaan in die lig wat dit gegee word. Enige geboorte is 'n gemors. Ek gee nie om waar dit is, of dit nou in die varkhoek in die skuur is, of dit nou in 'n huis is, of 'n pink versierde hospitaalkamer. 'n Geboorte is 'n gemors. En die nuwe geboorte is ook 'n gemors. Jy kan nie styf opkom sê ek het Christus as my persoonlike verlosser ontvang nie. Onsin.
Gaan daar na die altaar toe en bly daar, totdat jy weer gebore is. Dis 'n gemors, maar dit bring lewe. Ek gee nie om op watter skaal of watter vlak ek moet kom nie. My baptiste broers het vir my gesê, Billy, jy gaan 'n holy roller wees. Ek gee nie om of dit 'n holy roller of 'n holy jumper was, watter plek dit ook al was nie. Ek wil nuwe lewe hê. Het nie omgegee wat dit was, watter vlak dit was nie. Wanneer jy gereed is om dit te ontvang, sal jy kom en dit kry. Geseënd is hulle wat honger en dors na geregtigheid. Hulle sal gevul word. Die ou swart man onder in die syde was so gelukkig met die Heilige Gees en sy baas het gesê, ek wil graag van daardie opregte godsdiens hê. Gesê, wel baas, jy kan dit kry. Gesê, wel nou wag, gesê, tot ek gereed sal maak daarvoor en ek jou sal sê. Gesê, goed, ek sal vir jou wag. So eendag was dit 'n reënerige dag. O, die reën het net gestort. En die baas het gesê, Moses, ek is gereed om daar die Heilige Gees te kry waarvan jy praat. Gesê, goed baas, ek sal graag saam met jou wil gaan. Toe het gesê, kom ons gaan oorkant na die mielievoerbak toe. Die mielies is nou alles daar uit en dis net uitgevee, dis mooi en droog en skoon. En hulle het so intoe geloop en Moses het gesê, maar baas, dis nie waar jy dit kry nie. En hy het gesê, goed, ons sal opgaan na die hooi solder. Gesê, dis lekker sag in die reuk van hooi, gesê, ons sal opgaan in die hooi solder. En toe hulle daar opgeklim het Moses omgekyk en het gesê, maar dit is nie waar jy dit kry nie, baas. Hy het gesê, Moses, waar kry jy dit dan? Hy het gesê, volg my, het Moses gesê. Hy het sy broekspype begin oprol en hy het uitgestap in die varkhoek recht tot by sy knieë en hy het gesê, hier is waar jy dit kry. O, hy het gesê, ek wil nie so te kom nie. Gesê, ek het nie gedink jy was gereed daarvoor van die begin af nie. Dis reg. Wanneer jy God regtig wil, ek gee nie om hoe dit kom nie, jy gewillig en gereed is, sal jy dit ontvang. Enigiets moet sterf voor jy lewe kan kry, en lewe kom net deur die dood. Lewe is deur die dood. Jy vat 'n koringkorrel en jy plant dit. As daar die koringkorrel nie daar sal lê en nie net sterf nie, maar verrot, dan sal dit nuwe lewe voortbring uit daardie verrotte gemors. En totdat die mense daardie al die menslike sielkunde uit hulle uitgeslaan kry deur die Heilige Gees en daar lê totdat hulle verrot is van hulle eie idees, dan sal hulle die Heilige Gees ontvang. Wanneer jy al die geloofbelijdenisse en goed het eeuw geslaan kan kry uit jou kan laat uitvrot totdat dit dood en verrot is. Dis baie erg, maar dis die enigste manier wat ek weet om dit te sê. Julle verstaan dit, totdat dit verrot, dan sal nuwe lewe kom. Maar solank daar enige hoop is dat dit nie sal verrot nie, sal nuwe lewe nie kom nie. Dis waarom ons soveel keer van die altaar af opstaan sonder die Heilige Gees, want ons verrot nie genoeg vir ons eie idees nie. Ons moet God op sy vlak ontmoet. Ek hou daarvan om hom daar te ontmoet, omdat hy my nog nooit gefaal het nie. Die nuwe geboorte verskil nie van enige ander geboorte nie, dis 'n gemors. Julle behoort te sien in watter gemors ek was toe ek dit gekry het. En elke nou en dan, wanneer dit weer op my kom, raak ek weer morsig daarvan. Ek huil en boe en gaan aan tot ek reken ek lyk nie baie goed om na te kyk nie, maar ek het iets aan die binnekant van my wat my verder en verder en verder en verder en verder neem. Dis nuwe lewe. Ek gee nie om hoe dit lyk nie, ek wil weet wat dit is. Dis die hoofsaak. Nou daar was 'n tyd toe daar nie enige toksine vir pokke was nie. Daar was 'n tyd toe die salk-enstop vir die kinders met polio, hulle dit nie gehad het nie. Maar hulle het dit nou, hulle het dit. Daar was 'n tyd toe daar nie geneesmiddel vir sonde was nie, daar was 'n tyd toe onder 'n wet van die dood God
beeste laat sterf het en skape laat sterf het. En daaronder is 'n versoening gemaak vir sonde, maar dit het net sonde bedek. Dit het dit nie uit die weg geruim nie. So die mens het 'n verskoning gehad. Hy kon teruggaan en sy hart was nie verander nie. Elke jaar sou hy kom in 'n lamoffer vir reiniging en vir sy sondes. But now, there's no excuse. There is plenty of toxins Maar nou is daar geen verskoning in the nie. house of God. Daar is baie toksine in die huis van God. Sin En dis cure. vir 'n sonde genesing. Before 'n dubbele sin geneesmiddel vir adultery. sonde wees. Save from wrath and make me Red van pure. toorn en my rein maak. There is toxin in the house Daar of is God. toksine in die huis van God. Now, when doctors investigate Nou wanneer medicine dokters for their medisyne vir hulle patients, pasiënte ondersoek, it's tried by word a dit guinea deur 'n pig. proefkonyn beproef. But when God wanted to give the test for the human race, He Maar never toe God die toets vir die inoculated a menslike guinea ras pig, wil gee, het hy nooit 'n proefkonyn ingeënt nie, inoculated His son. maar hy het sy seun ingeënt. The Lord Jesus took the toxin Die Here Jesus het die of toksine God's Holy van Spirit, God se Heilige Gees geneem. and His action on earth proved what it was. Sy optrede op aarde het bewys wat dit was. Spit on him. Toe hulle op hom gespoeg het, het hy vir hulle vergifnis gebid. When he was riled upon, he riled not back. It showed that the toxin held. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Dit het gewys dat die toksine gehou het. And he died Toe hulle on hom the cross, doodgemaak het en hy aan die kruis bleeding, gesterf en gebloei en gebler het, He was praying for their forgiveness. hy het gebid vir hulle The toxin vergifnis. kept good. Die toksine het And goed finally a gehou. Roman spear Toe uiteindelik het 'n Romeinse spies sy liggaam gebalsem deur in sy hart te steek en bloed en water het uitgeloop. They said, now it's gone. Hulle het gesê, nou is dit Give weg. us the spirit. Hy gee die gees. The earth shook. He Die died aarde het until the geskud. sun would quit Hy het shining. gesterf totdat die son ophou skyn het. Died until Hy het the gesterf stars tot die sterre refused to geweier shine. het om te skyn. He died until the earth was so Hy het black gesterf you could tot die feel aarde it. so swart was dat jy dit kon voel. Hy het gesterf en na die laagste sfere van die hel gegaan en ons sondes gedra. Jy kon nie dieper in die hel ingaan as wat hy gegaan het nie. You could not suffer Jy kon nie harder erger than he ly as wat hy suffered. gelei You het could nie. not Jy die kon nie better than dooier he sterf died. as wat hy gesterf het. But brother, on that first Maar Easter broer, morning, op daardie the toxin eerste went to work. Paasoggend het die toksine begin werk. Dit het die It broke seels the van die seals dood of gebreek. death. It smashed the devil in the face. It rolled back the stone and the Son of Dit God het die lived duiwel in again. die gesig geslaan, dit het die steen weggerol en die seun van God het weer gelewe. Hy lewe vir ewig. Die toksine het gewerk. God put it on His own Son to prove it. God het dit op sy eie seun gesit om dit te bewys dat dit sou werk. God het vlees geword en onder ons gewoon. Dis hoe God in Christus was. God het gekom en hierdie toksine self in 'n menslike liggaam geneem wat hy self geskaap het, die seun van God. And He lived in that. Hy het dit daarin gewoon en hy het die toksine geneem, maar op Paasoggend het dit bewys dat dit gehou het. Toe het 'n paar mense gehad wat gereed was daarvoor. Toe hulle die vingers gesit het, party van hulle het so getwyfel oor die medisyne. Hulle het op die trappe gesit totdat hulle sy aangeraak het. Was daar nog 'n paar wat omgedraai het om terug te val op die pad na Emmaus, maar hulle het hom iets sien doen soos hy het voor sy kruising. Hulle het geweet die toksine werk. Oh, brother, you're going to call me a holy roller anyhow. It still works. O broer, jy gaan my in elk geval 'n holy roller noem. Dit werk nog steeds net so goed as wat dit toe het. There is a balm in Gilead. There's a Daar is toxin 'n for balsam in sickness. Gilead. Daar's 'n toksine vir siekte, daar's 'n toksine vir genesing van die siel en liggaam. Dis in die huis van God vandag waar. Daar is 'n fontein gevul met bloed, getrek uit Immanuel se are, maar sonders gedompel onder die vloed. Al hul skuldvlekke verloor. Daardie sterwende dief was verheug om te sien. Daardie fontein in sy dag. Daar mag ek so vuil soos hy. Al my sonde weg was. Don't tell me, brother, I've been inoculated by him. Moenie vir my sê nie, broer, ek is deur hom ingeënt. Dit neem die begeerte van sonde uit jou hart uit en sit halleluja daar wat niks daarmee kan vergelyk wanneer jy ingeënt is nie. Sê, ek dink nie ek kan uithou nie.
word een keer ingeënt. Nou sal ek vir julle bewys wat God se balsem en inenting is. Die eerste kandidaate was 120, hulle het opgegaan in die bovertrek om ingeënt te word. Hy het gesê, ek was met julle, maar nou gaan ek in julle wees. Hulle het opgegaan vir die inenting, en met eens het daar die serum uit die hemel gekom soos 'n magtige rukwind en 4 vlappe wat brand, en dit het die 120 ingeënt. Soveel vreugde het hulle siele gevul, totdat hulle in ander tale gepraat en uitgehardloop deur die strate geskree en opgetree het, soos 'n klomp dronk mense. Hulle het nie omgegee hoe dit lyk nie. Hulle het nie omgegee wat iemand sê nie. Hulle het op God se vlag gekom om dit te kry. As jy dit ooit kry, sal jy by dieselfde plek kom. Dis die enigste plek waar hy dit gee, is op daardie vlak. Dit het so goed gewerk tot 'n paar dae daarna, daar 'n man was wat op die punt was om 'n volk, naamlik die heidene, te veroordeel. En inenting het begin werk en hy het 'n visioen gesien. Daar was dieselfde man wat deur die skone poort begin loop het, en die inenting het begin werk toe hy 'n man verlam gesien het van sy moeder se skoot af. Hy wou nie sê as hy net Jesus gesien het toe hy hier was. Hy was ook ingeënt. Dit wat ek het, dit sal ek vir jou gee, het hy gesê. Hoe ek so bly, daar's baie serum, ja, baie daarvan. Dit het so goed gewerk tot toe een sterwend was en hulle die teregsteller se blok gebou het om sy kop af te kap. Hoe gaan die inenting werk, Paulus? Hy het gesê, ek het 'n goeie stryd gestry, ek het my wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Voortaan is daar vir my 'n kroon weggelê wat die Here, die regverdige regter, vir my sal gee op daardie dag. Nie net vir my nie, maar elkeen wat ingeënt sal word. Toe het hulle gesê, die graf sal jou laat vergaan, en die duiwel gesê. Hy het gesê, graf, o dood, waar is jou angel? Graf, waar is jou oorwinning? Maar danksy God wat ons ingeënt het deur die Here Jesus Christus, omdat hy lewe, lewe ek ook. Sekerlik. Ek gaan gevra word, waarom het jy dit nie gekry nie? Baie seer. Op die dag van Pinkster, toe hulle dit alles gesien aangaan het, was daar 'n paar eerlike harte daar. En hulle wou kandidate wees, so hulle het gesê, wat kan ons doen? Is daar 'n geneesheer hier? Want die vraag gevra, is daar geen geneesheer nie? Dank God, ons het steeds dokters. Is daar geen geneesheer hier nie? Daar was een wat na vore getree het met die naam van Dr. Simon Petrus. Hy het gesê, ek kan vir julle voorskrif uitskryf, en dit sal vir altyd hou. Want dit kom julle toe en julle kinders en hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep, kan dit kry. Dr. Simon Peter's prescription is just as good tonight. If you don't believe it, come to the office and fulfill it. Dr. Simon se voorskrif is net so goed vanaand. As jy dit nie glo nie, kom na die kantoor toe en kry dit. Halleluja. O sekerlik. Die inenting is goed. Dit sal hou. Dis goed. Dis goed. Nou wanneer ons hom sien inent, die tekens wat hy gedoen het sien terugkeer, wys dit hulle is ingeënt met dieselfde ding. Broer, as die Heilige Gees dieselfde sal werk in die lidmate van die kerk wat Christus gered het, dan sal hulle opstaan uit die dood net soos hy het. Geen wonder ons kan sê, dood, waar is jou angel en graf? Waar is jou oorwinning? As dit die siekes genees het in daardie dag, sal dieselfde inenting dit vir jou doen vandag. As dit 'n teenmiddel teen sonde was, 'n teenmiddel teen siekte, is dit dieselfde ding vandag. Broer, suster, op daardie basis laat ek vir julle hierdie laaste vraag vra. Is dit? Waarom is daar soveel verwarring onder ons? Waarom is daar soveel sonde in ons midde? Wat is die probleem? Is dit omdat daar geen balsem in Gilead is nie? Is dit omdat daar geen Heilige Gees is nie? Waarom dan is die kerk in hierdie toestand? Waarom dan?
Is dit omdat daar geen geneesheer is nie? Oh, yes, there is. O ja, daar is, maar jy sal sterf op sy trappe onder sy bediening, sonder om God te ken of om genees te word, behalwe as jy die voorskrif sal neem, wat vir jou uitgeskryf is. I'm the Lord that heals all thy diseases. Can you Ek believe is die Here wat al julle krankhede genees, kan julle dit glo? Mag die Here julle seën soos ons daarin dink terwyl julle hoofde buig. Oh Lord, we are so glad that there is a balm in Here, Gilead. ons is so bly dat daar 'n balsem in Gilead is. Ons is so bly dat daar 'n geneesheer daar is. Then at the day of the judgment, this self-righteous America, By die oordeelsdag hierdie eie geregtige Amerika, Engeland en ander groot nasies wat die evangelie gehoor het, gaan gevra word, waarom het julle dit nie ontvang nie? when anointed physicians, Wanneer gesalfde geneesheere uitgaan om die woord te hanteer en die resultate elkeen volg wat kom, dan is daar 'n balsem in Gilead. here sits before us tonight alcoholics, wretched Hier women, voor ons sit vanaand alkoholiste, ellendige vroue, onsedelike mans wat eens op die straat geloop het met welles, vandag geheilig is. Daar is vroue wat gedrink het en naalde in hulle arms gesteek het, totdat die aardse geneesere niks vir hulle kon doen nie, en vandag getuig hulle op en af in die strate van die verstommende genade van Jesus Christus. there's barren women packing babies in their arms. Daar is onvrugbare vroue wat babas in hulle arms dra, omdat hulle ingeënt is vir die behou van hulle kinders. Daar is diegene wat blind was, nou kan sien. Daar is diegene wat lam was, nou kan loop. There are those that had cancer, Daar is dying diegene wat now. kanker gehad het, sterwend en nou lewendig is, omdat daar 'n balsem is. No matter how much the unbeliever shakes his head and walks Maak away. nie saak hoeveel die ongelowige sy kop skud en wegstap nie. Dit neem nie die toksine weg nie. Daar's baie daarvan vanaand in die arms van Christus. We pray, Lord, that you'll inoculate every person here tonight. Ons bid, Here, dat die elke persoon hier sal en vanaand wat 'n begeerte het om te sondig in hulle hart, neem dit weg van hulle af, Here. My genade is genoeg, het die Heilige Gees gesê. Now we pray, Father, Nou that bid ons you'll heal Vader the dat sick. U die siekes sal genees, genade sal gee aan hulle wat behoeftig is, want daar is 'n balsem in Gilead en daar is 'n geneesheer daar. Die groot geneesheer is daar, die een wat nooit 'n geval verloor het nie, nooit 'n pasiënt verloor het nie en niks kan verloor nie, maar gesê het almal wat die Vader my gegee het, ek sal niks verloor nie en ek sal dit oprig in die laaste dag. The great physician. Die groot geneesheer, hy toon sy teenwoordigheid by ons aand na aand en ons bid God dat hy dieselfde sal doen vanaand deur die verlorenes te red en die siekes te genees. For we asked it in Jesus' name. Amen. Want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Oh, I want to see him, look upon his face, there to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. When the care's all past, home at last, ever to rejoice. Don't Wil julle wanna hom nie see sien him? nie? Kom Let's ons sing dit. it. Oh, I want to see him, look upon his face. Now Gaan bid hom worship nou. him. There to sing forever of saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. My tears all past, home at last, ever to rejoice. Doesn't that make you feel good? Laat dit julle nie goed voel nie. O, ek het hom lief. Het julle hom nie lief nie? Kom ons sing daardie goeie ou lied. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het. Hoeveel ken dit? Hoeveel is Christene hier vanaand? Steek julle hande op. Nou laat sak julle hande. Hoeveel wil graag Christene wees? Steek julle hande op. Potsenio, dis goed. God bless you, sir. God bless you. Potsenio meneer, Potsenio hier agter goed. Maak daardie oorgawe aan hom net nou, net waar hy sit. Maak daardie oorgawe terwyl ons sing. Ek het hom lief. I love him. I love him. Raise your Steek nou jou hand op. Because he first loved me.
trust that God just saved your soul. Ek hoop en vertrou dat God net toe jou siel gered het. Because He first loved me, was inoculated, and purchased my salvation on Calvary. Oh, don't you just love Him? Don't you like to just worship Him? O het julle hom nie net lief nie, hou julle nie daarvan om net te aanbid nie, voel julle daardie goedheid van sy genade? Ja, al gaan ek deur die dal van doodskare, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. The message is over, just worship in your heart. Paul said, if I Die boodskap is verby, aanbid net in jou hart. Paulus het gesê, as ek sing, sal ek sing in die gees, sal ek in die gees aanbid. Hy is hier, ek weet hy is hier. Oh, I just love Him. Just in your O, own ek way, het hom net lief, net op julle eie manier nou, terwyl die klavier en orgel so oorspeel, aanbid hom net, sluit julle oë. I love Him. Lord, we love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary. Now with our heads bowed, Nou met ons hoofde gebuig, die sondaar vriend, as jy hom nog nie ken nie, en jy weet dat hy teenwoordig is, wil jy graag hierna toe stap? let me shake your hand right here and pray with you. Met jou hand net hier laat skud en net 'n oomblik saam met jou bid. While we're Jy word singing, uitgenooi terwyl ons sing as die Heilige Gees met jou sou praat. Ek wil soontoe gaan. Ek sal nie skaam wees vir hom nie. Ek gaan soontoe en gaan staan vanaand. Ek bedoel dit regtig. Ek gee nie om wat my buurman dink nie. No, you're coming to be born. Nee, jy kom om weer gebore te word. Dit sal 'n gemors wees. Hulle sal vir jou lag en van jou praat, maar is jy gewillig om die smaad van Christus te dra? As Paul said to Agrippa, in the way that's called heresy. Soos Paulus vir Agrippa gesê het, op die manier wat kettery genoem word. Dis mal. Dis hoe ek die God van ons vaders aanbid. Sal jy by sy geleedere aansluit vanaand? I love Him because I'll be waiting Ek sal wag me and purchase my salvation. Praise tree. God bless you, my brother. Come right around here. God seën my broer, kom reg hier rondom. God seën jou broer. Here, in die naam van die Here Jesus, skenk Here hierdie man. Al sy foute sal nou vervaag en U hom sal genees siel en liggaam. Hy 'n ander persoon van hier af sal weggaan en U diensknegt wees van vanaand af. Hy kom nederig, gelowig. Hoe die Heilige Gees gekom het en aanvaar dit, Here, in sy werklikheid. In Jesus naam. Seën jou. Gaan nou en ontvang die Heilige Gees. Alle gewoontes en dinge is nou weg. Would there be another? Sou daar nog een wees wat sou sê, ek wil hom aanvaar. He's going right on around so he can finish the thing.
He had some habits. Gaan reguit rondom sodat hy die ding kan klaarmaak. Hy het 'n paar gewoontes gehad. Ek het hom daarvan vertel. Die Gees van God is hier. Hy gaan nou reguit rondom om dit reg te maak. Kom ons bid. Here, soos hierdie vrou en hierdie seentjie hier kniel op hierdie trap, mag hulle kom en besef dat hulle op Jakob se leer is. Nou boontoe beweeg weg van die aardgebonde sondes en dinge wat hulle weerhou het om die gemeenskap met God te hê. Die bloed van Jesus Christus reinig hulle nou, gee aan hulle ewige lewe en vul hulle met die Heilige Gees. In Jesus naam, amen. God seën jou suster, gaan reguit soontoe. Dierbare God, soos hierdie kindertjies vertoe, hulle het gekom om hulle lewens aan U toe te wy. Hulle is net kindertjies, my Vader. U het gesê in die mond van die kindertjies, ek bid dat U hulle sal seën, mag hulle elkeen met die Heilige Gees vervul word. Met die bloed wat van Christus afkom, sal dit so streelend wees vir hulle, dat hulle nooit meer sonde sal begeer, of enigiets anders nie. Is hulle siek liggame, skenk aan hulle. Some of you sisters, please go over there and pray with these seekers. Be willing to give something instead of getting something tonight. Some of you sisters that wants to see God move, go over there and pray with those seekers, won't you? That's a good way to show how religious you are. Go over there and pray with these that are trying to get to God. Just my salvation
Is there another Is daar sinner nog 'n like sondaar wat graag wil kom? Calvary's tree? Can we have some more consecrated brethren that will go over here and pray? Consecrated brethren, you want to see somebody actually get to God, go ahead and pray, won't you? You'll have to be more interested in getting people to God than anything else to get anything from God. Go right on, Christian brethren. I appreciate that. God appreciates it. Are you sure you don't want to come? Those little children. Is jy seker jy wil nie kom nie, daardie kindertjies, jong manne wat belydenisse maak, wat hier staan, trane wat teen hulle wange afloop uit ruk en rol partytjies en dinge. Dis wat God wil sien. Dis die doel. The healing can wait just a minute. We want healing of the soul. If you get healed of your body, Die genesing kan net 'n oomblik wag. Ons wil genesing van die siel hê. As jy genees word in jou liggaam moontlik, as jy lank genoeg lewe, sal jy weer siek word, maar as jy ooit genees word in jou siel, sal jy nooit weer siek wees nie. It's the truth that you have to die before you live. Dis die waarheid dat jy moet sterf voor jy lewe. All right. How many believes that that great Holy Spirit is here? Goed, hoeveel glo dat daardie groot Heilige Gees hier is? What was them prayer cards we give out first night? Wat was daardie gebedskaarte wat ons die eerste aan uitgegee het? Wat? Aas. Ons het eerste gebedskaarte Aas uitgegee. Ons wil van hulle ontslaa raak. Hoeveel het gebedskaart A? All right. Before anybody comes, how many doesn't have a prayer card at all? Goed, voor enig You want iemand God kom. to heal you. Hoeveel het glad nie 'n gebedskaartjie nie en jy wil hê God moet jou genees? Steek jou hande op. Steek nou jou hand op sodat ek kan sien wie jy is. All around, everywhere. Oral rondom, oral nie 'n gebedskaart nie, maar jy wil hê God moet jou genees. Goed. Laat ons net 'n oomblik in gebed wees. Neem jou las na die Here toe. Nou as iemand roep met 'n gebedskaart, laat jy my weet dis 'n gebedskaart. Ek sal hulle vra of die Heilige Gees, want baie van daardie mense met gebedskaarte sal kom. Now just be reverent. Wees net eerbiedig as God sonder die gebedskaarte sal bewys. Hoeveel was al voorheen in die dienste? Laat ons julle hande sien. Byna almal van julle is ek seker sien. Jesus looked upon the audience.
Jesus het aan die gehoor gekyk, het vir Petrus gesê, jou naam is Simon en jou vader se naam is Jona. Hy het vir Nathanael gesê, ek het jou gesien voordat jy hiernatoe gekom het, toe jy onder die vyeboom was. Hy het vir die vrou by die put gesê, gaan kry jou man en kom hiernatoe. Sy het gesê, ek het nie 'n man nie. Hy sê, dis reg, jy het 5. Sy het gesê, ek sien dat jy 'n profeet is, ons weet die Messias sal dit doen. Hy het gesê, ek is die Messias, ek is hy wat met jou praat. Sy het in die stad ingehardloop en gesê, kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Hy het hulle gedagtes onderskei, geweet wat hulle gedoen het. Dit was die teken van Messias toe. As Jesus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, is dit die teken van die Messias vanaand. Is dit reg? Dit dat julle mag weet, voor ek die gebedskaart roep en ek gaan hulle hier in 'n ry laat staan en vir hulle bid hier by die altaar sonder onderskeiding. Ek wil hê julle met gebedskaarte, nie onderskeiding nie. Julle wat nie gebedskaarte het nie, laat ons kyk wat die Heilige Gees sal sê. Bid net. Was een keer 'n vrou wat sy kleed aangeraak het, het haar dit nie sien doen nie, het haar dit ook nie met sy fisiese liggaam voel doen nie, maar hy het omgedraai en gesê, wie het my aangeraak? Almal het niks gesê nie, hulle het dit ontken, maar hy het rondgekyk tot hy die vrouwtjie gevind het en hy het gesê, jou geloof het jou gered, is dit reg? Vir haar gesê, sy het 'n bloedvloeiing gehad en haar geloof het haar gered. En nou het die Bybel gesê, as die hoëpriester vanaand aangeraak kan word met die gevoel van 'n swakhede, glo julle dit met julle hele hart? Goed. Kyk of julle hom kan aanraak. Ek sal myself oorgee aan die Heilige Gees en kyk of sommige van julle vroutjies, mannetjies of wie julle ook al daar buite is, hom kan aanraak. Iemand in hierdie rigting, gee jouself oor, glo hom, raak hom aan deur geloof. Kyk of hy dieselfde Jesus is. That's so far back, huh? Keeps holding there just a moment. En hier, dis so ver agter ek. Bly daar vashou, net 'n oomblik. Here it is again. Hier is dit weer, hierdie vroutjie wat net hier sit en ly aan probleme in haar kop. 'n Dametjie wat na my kyk, soort van lang hare, lyk asof dit teen haar rug afhang, wat haar kop skud. Jy het kopprobleme, het nie dame? Of jy het dit gaan? Jy het dit nie nou nie, dis weg. Is ons vreemdelinge vir mekaar, het jy gebedskaart? Jy het nie 'n gebedskaart nie, ons ken mekaar nie. As ons mekaar nie ken, skud jou hand soos hierdie, dat ons mekaar nie ken nie, eerste keer om te ontmoet. Was dit reg wat vir jou gesê is? Goed, jy het waarvoor jy gevra het, gaan huis toe en word gesond. Wat het sy aangeraak? Ek sien 'n jong man wat reg onder haar daar sit, baie skraal, hy's 'n skadu met die dood. Dis 'n jong kind, hy het 'n donker skadu oor hom. Dis leukemie. Glo jy seentjie dat God jou sal genees? Staan op in jou sitplek, staan op jou voete. Ek ken jou nie, jy het net daar gesit en bid, is dit reg? Steek jou hand op as dit waar is. Jesus Christus maak jou gesond, gaan huis toe. Ek veroordeel daardie kanker in die naam van Jesus Christus. Die skadu's van die dood gaan van jou af weg. Iemand anders. Ek sien 'n vroutjie wat haar wit sakdoek daar onder wyf. Sy het 'n geel rok aan, sy huil. Daardie lig hang oor haar. Het jy gebedskaart, dame? Jy het nie. Glo jy dat ek God se profeet is? Glo jy as ek myself sal oorgee aan die Heilige Gees, kan hy vir my sê wat jou probleem is? Jy het hartprobleme en 'n senuwee toestand. As dit reg is, wyf jou sakdoek heen en weer. Jy's genees, gaan huis toe. Jesus Christus maak jou gesond. Somebody else in this direction hasn't got a prayer card. Raise up your hand so I can see who you are. Praying. Pray. Iemand anders in hierdie rigting, nie 'n gebedskaart het nie, steek jou hand op sodat ek kan sien wie jy is. Wat bid? Bid. Here's a lady sitting right here praying. Hier is 'n dame wat net hier sit wat bid in hierdie ry hier. Daar's 'n lig wat oor haar hang. Sy sê nie, nee, dis niks verkeerd met haar nie. Sy het haar kind. En die kind, 'n dogtertjie, het iets verkeerd. Dis een kant van haar gesig wat nie reg gegroei het nie. Jy sal glo met jou hele hart sal die kind se gesig normaal wees as jy dit kan glo. Kies toe en ontvang dit, word gesond gemaak om die koninkryk van God se wil. Hier aan die agterkant. Here's a lady sitting right down here. She's got a white dress on.
Hier is 'n dame wat reg hier onder sit, sy het 'n wit rok aan. Sy bid, sy steek haar hand op. Glo jy dat God daardie hartprobleem vir jou sal genees, dame? As jy dit glo, staan op jou voete. Goed, ek wil jou iets vra terwyl jy gebid het. Here, laat hy my roep. Ek ken jou nie. As dit reg is, wyf jou aan. Goed, ek ken jou nie. Jy het gebid dat ek jou sal roep. Jy het die hoëpriester aangeraak. Sodra ek jou naam uitgespreek het, het iets gebeur, 'n baie warm gevoel het oor jou gegaan. As dit reg is, wyf jou aan. Hartprobleem is weg. Jy kan huis toe gaan en gesond gemaak word in die naam van Jesus Christus. Hoe julle dit nou, hoeveel het gebedskaart A? Kom staan agter mekaar reg langs die kant van hierdie plek hier. Gebedskaart A. Gelowige van die Here Jesus, glo jy as ek vir jou sal bid, hande op jou lê, sal jy gesond word? Ons kan nie hierdie hele ry in onderskeiding neem nie, julle weet dit, maar ons kan vir julle bid. In elk geval, die gebed van geloof sal die siekes red. Is dit reg? Nou wil ek hê julle moet kyk na al daardie mense daar buite, terwyl hierdie mense deur die ry kom, hoeveel sal beloof dat hulle vir hulle sal bid? Steek julle hande op daar buite. Nou nuwe gebedskaarte sal weer uitgegee word om 6:00 môremiddag. So ons gaan bid vir almal wat 'n gebedskaart het. Almal wat 'n gebedskaart het, gaan ons voorbid. Nou ons hoef nie noodwendige gebedskaart te hê nie. Nou hierdie is vir gebedskaart A. Ek dink hulle het meer uit Billy het gesê hy het 'n paar C's of B's uitgegee of iets. B's. Wel nou, hulle hou vas. Hulle is volgende sien. Hierdie is vir A. Hierdie is vir A, ons het hulle 'n lang tyd beloof. As julle almal net eerbiedig sal wees en bid, hierdie is 'n genesingsdiens. Nou ek dink ek sal net hier aan die einde van hierdie ry kom of iewers hier binne. So die mense reg aan die einde van die ry en bid. Nou almal hou julle hoofde gebuig en bid. Almal as julle opreg is en glo die Heilige Gees is hier. Die salwing, ek het nou die salwing op my. Nou ek kom af om hande op julle te lê terwyl die salwing op my is. Dis waarom ek eers hierdie onderskeiding gehad het. Daardie man met daardie nierprobleme daar buite sit, gaan huis toe, meneer, jy's genees, God maak jou gesond. Vergeet dit nou. Wat daar in die donker sit. Goed, nou glo met julle hele hart. The great physician now is near, the sympathizing Jesus. He speaks the drooping heart to cheer, oh, hear the voice of Jesus. Sweetest note in seraph's song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung, Jesus, blessed Jesus, your sins are all forgiven. St. John, know ye what Johannes, I have done weet unto julle wat you? ek aan julle gedoen het? Now look, while we are Nou kyk, terwyl ons praying, bid, ons nie soos daardie, ons neem nie tyd vir onderskeiding nie, want daar was 'n paar daar binne wat baie erg gevalle was in een sondaar. So it was that had to be called So out. dit was wat uitgeroep moes word, maar andersins was dit terwyl die salwing van die Heilige Gees met my was, het ek hande op die siekes gelê. Nou met julle hele hart het ek vir julle gebid, dis al wat ek kan doen, ek's net 'n man, sien. Nou maar die Heilige Gees is hier en sal julle beloon as julle sal glo dat die siekte en kwal of beproewing van jou liggaam veroordeel is, sien. Dis veroordeel, dit kan nie langer op jou bly nie. Nou kyk julle. I prayed for a woman that her hands was knotted up. Ek het gebid vir 'n vrou wat haar hande opgetrek was en sy mag gesoek het vir haar hande om reguit te raak. Kon gewees het dat ons daardie vrou soontoe kon geneem het vir miskien 'n halfuur, by haar gebly het totdat jy begin het om die verandering te sien kom het. Dan sou dit ander uitsny, sien. Nou miskien een van die ander sal ons dit doen. Ek wil julle sien. Totdat ek iets in die gehoor kan sien wat regtig gereed is om te gebeur, sal ek daardie pasiënt miskien hier na die platform toe bring. Krippel,
beproef, net so genees. Hulle kyk net vir iets om te gebeur. Dit beteken nie, dit het nie gebeur nie, iets. Jy mag 'n verskil sien vir. Hierdie tyd gelede was ek by diens en daar was 'n vrou wat deurgekom het, sê het maagseer gehad. En dit het gesê, so spreek die Here, jy is genees. 'n Ander vrou het deurgekom het 'n groot knop op haar nek gehad. So spreek die Here, jy is genees. Hulle het huis toe gegaan en dit geglo. Ek het verbygegaan, daardie vrou het probeer eet met daardie maagprobleem. Sy was so erg. Sy kon niks in haar maag verduur nie, maar steeds het sy vasgehou. Een oggend toe die kinders weg was skool toe, het sy 'n bietjie havermout uit een van die borde geskep en dit begin eet. Sy was so honger, 'n baie vreemde gevoel het by haar opgekom, haar nooit geplan nie. Sy het 'n bietjie roosterbrood gekry en dit gebotter, dit geëet. Toe het sy 2 eiers gebak en 'n koppie koffie gedrink, haar nooit seer gemaak nie. Dit was weg. Sy was bly. Sy het in die straat afgehardloop om haar suster te vertel wat die groot knop op haar nek gehad het, wat nie beweeg het nie. Hulle het hulle fanatisie genoem omdat hulle geglo het. En sy het gesê toe sy daar gekom het, het daardie vrou geskree, op en af gespring, sy het ingehardloop. Sy het gesê, jy weet, ek is genees van my maagprobleem. Sy het gesê, ek het so pas 'n rukkie gelede opgestaan, ek het elke laag geskit. Daardie knop is weg. Ek weet nie wat daarvan geword het nie. Sien wat het gebeur? God kom nie altyd net binne 'n oomblik nie. Onthou, julle toe Daniël die engel vir hom gesê het, hy het probeer om by hom uit te kom vir 21 dae. As die engel van die Here wat hier is, die engel van God is, bewys dit homself as sulks. En as ek die seën gevra het met die opregtheid van my hart op julle, en julle dit met dieselfde opregtheid aanvaar het, daar is glad geen twyfel in julle gemoed nie, hou julle net daaraan vas en kyk wat gebeur. Dit moet gebeur, dit is God se woord, dit is God se belofte. Hy moet dit doen. Hoeveel van julle glo julle kan gesond word, ongeag wat? Sien, jy gaan gesond wees, jy moet wees. Hier is 'n houer sakdoeke en nou laat ons vir hulle bid. Here, daar word vir ons vertel in die heilige woord dat hulle sakdoek en voorskote van die liggaam van Paulus afgeneem het en bose geeste uitgegaan het. Dit was dieselfde Paulus wat stip na die man kon kyk en vir hom sê, hy het besef, hy het geloof gehad om genees te word. Dieselfde Paulus wat op die skip was die nag en die engel van die Here by hom gestaan en vir hom gesê het, moenie vrees nie Paulus, niemand gaan verlore gaan nie. En hy kon uitgehardloop in die middel van die golwe en sing, die storm het net so hard gewoed het, wat het ooit gewoed het, miskien harder. Maar hoe goeie moed het hy gesê, want die engel van God, wie se diensknegt ek is, het gisteraan by my gestaan en my verlossing beloof. Hulle daardie engel deur Paulus sien werk. Here, ons is nie Paulus nie, maar U is nog altyd Jesus, dieselfde engele van God, dieselfde Heilige Gees. Ek lê my hande op hierdie sakdoek en vra dat in die naam van Jesus Christus, elke persoon wat hierdie sakdoek aanraak, gesond gemaak mag word. Skenk dit, Here. En Vader God, daar is een keer gesê dat U kinders uit slawerny gekom het, op pad na die beloofde land van goeie gesondheid, voorspoed. En die Skelfsee het in hulle pad gekom. God het afgekyk deur vuurkolom en gefrons op daardie Skelfsee, omdat dit sy mense weggehou het van die seëning. En die see bang geword en teruggerol het en Israel oorgegaan het na die beloofde land toe. O Here, soos U hierdie tekens van die woord sien wat ons baie plegtig glo die waarheid is, en soos ek hierdie teen my hart druk, Here, laat die God van die hemel nie weer deur die vuurkolom kyk nie, maar deur die bloed van sy eie seun Jesus wat die belofte van genesing gegee het. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, en wanneer hierdie sakdoek op die siekes geplaas word, mag die duiwel hulle loslaat en mag hulle gaan na daardie belofte wat God hulle gegee het. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek stuur hulle na die siekes en die beproefdes in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek glo plegtig met my hele hart dat Christus elke persoon sal genees wat daardie sakdoeke dra. Daar's geen twyfel in my hart nie. Ek twyfel nie. God het dit gesê. So hoekom kon ek hier staan en uitdaag? In Afrika, 5 miljoen mense, op Indië, liewer in Afrika, duisende toordokters en allerlei soorte bygelowe.
Kom uit en bewys jou God, moenie bang wees nie. Jesus is steeds Jesus, God is steeds God. Daar is nie genoeg duiwels in die hel wat sy woord kan uitdaag nie, en niks kan weerstaan wanneer onvervalste geloof rus op enige belofte wat God gee. Dis die waarheid en dit sal deur elke vuurproef staande bly. Amen. Het julle hom lief? Laat ons een keer sing terwyl hulle nog daar agter uitroep en die Heilige Gees ontvang. Laat ons hande opsteek terwyl ons sing. Ek het hom lief. Sal jy vir ons 'n akkoord gee, suster, en laat ons nou staan. God bless you, doctor. Don't pray for him. You want to dismiss the audience? See you tomorrow. Love. Die Here seën julle baie ryklik, broer.